lieflike Sondagoggend is dit weer eens tot eer van die Here. En ek dank die lewende ware God vir die woord wat jy nou ontvang. Kind van God, mag die woord van God 'n woord wees wat kragtig jou aanraak. Nie 'n woord wat jy net hoor nie, maar 'n woord wat jy uitlewe. Ek dink altyd aan Paulus, Petrus en Jakobus, as hierdie manne 'n pad, 'n roete geloop het. Weet, ons het dit maklik. Ons ry tot waar ons wil kom, of ons vlieg, of ons word uitgenooi, en altyd word 'n gasspreker mooi behandel, en jy het al die beste van die beste altyd. Hierdie manne het nie die beste gehad nie. Hulle wat die woord neergeskryf het, Heilige Gees gelei, wat ek en jy vandag moet lewe, moet ons een ding onthou, hulle het dit nie maklik gehad nie. So ons bid dat dinge vir ons moet maklik raak, maar ons sê ons wil lewe uit die woord uit. So ons moet aanvaar, dinge hoef nie altyd maklik te wees nie. Ons sê altyd, as dit maklik raak, moet daar iets fout wees. Maar kom ons bid net eers gou saam. Here, ons dankie vir die woord, Here, en dat U ons weer eens kragtig aanraak deur die Heilige Gees vuur. Vader, waarin ons weer eens kan ervaar en beleef, U Gees raak ons aan. U salwing, U diep teenwoordigheid. Vader, op hierdie tog wat ons beweeg, gebruik ons kragtig in die vuur. Raak elkeen aan wat na hierdie woord kyk. Gee elkeen moed, maar ook lering en wysheid, sodat niemand hoef te vrees nie, maar in U krag, in U autoriteit kan lewe en staan, en ons verheerlik U daarin, Here, in Jesus naam. Amen, amen en amen. Dis asof die Here 'n spesiale plek en 'n tyd hier vir ons uitgesoek het, en ek eer God vir dit, en dis asof die engele van die Here hier om ons staan. Dis mistig 2 uur in die middag, en ons neem dit op nou, kind van God, vir jou vir Sondagoggend, tot eer van die Here. En dis ons vreugde, sodat jy 'n woord kan hê, 7 uur, op Sondagoggende, 'n woord wat van God afkom. Nie 'n woord van my af nie, ingebid, 'n woord vir jou, vir Sondagoggend, 7 uur vanoggend, wat jy kan die woord vat en sê, Here, U praat met my vandag. Luister mooi. Sy gaan gou vir ons 'n stukkie saam lees, en dit wat sy hier vir ons lees, het toepassing, en vat dit en maak dit woord vir jou, toepassing in jou lewe, sodat jy iets kan verstaan. Jy weet, ons is baie keer so geneig om te sê, ek ly nog aan bloedlyn vloeke, of daar's vloeke in my lewe, of mense het kwaad teenoor my uitgespreek, of in my lewe word daar negatiewe dinge gepraat of gesê, of pile word uitgeskiet na my toe. Maar hoor wat sê die woord van die Here vandag, en as jy dit vat, die woord van die Here is ook jou swaard. Dis die Heilige Gees teenwoordigheid. Dis hy wat vir jou beklei, dis hy wat jou vry maak, deur Jesus Christus, wat die woord is wat nou in jou woon. So, wat sê die Here so nou vandag vir ons? In Spreuke 26 vers 2 staan daar geskrywe, kom ek lees vir ons. Soos die voeltjie wegfladder, soos die swalkie wegvlieg, so is 'n vervloeking sonder oorsaak. Dit kom nie uit nie. Amen. Dit kom nie uit nie. Presies wat Sanay nou vir ons gelees het, wat die woord vir ons sê, daardie vloek kan nie uitkom in jou lewe, as jy jou saak met God reghou nie. Jy het die wapenrusting aan, jy het die bloed van Jesus oor jou. As jou bloedlyn nou, Jesus Christus, en nie meer van 'n Merwe Coetzee, Sanay in jou geval Hima nie, maar Jesus. Soos haar pa en haar oupa en almal se bloedlyn ook nou Jesus. Is ons almal kinders van ons Abba, van ons Meester. En dis wat my opgewonde maak, kind van God. Dit beteken, ons is nou vry in Christus. As iemand iets teen jou uitspreek, kind van God, draai God dit om, in 'n seën in jou lewe. En ons sien dit ook in die Bybel in Numeri 22. Lees ons hoe Balak gegaan het, en kind van God, hy wou Israel vervloek. En hy kon dit nie reg kry nie. Balak kon dit nie reg kry nie. Balak gaan, en hy probeer 'n waaser kry, en hierdie waaser, kind van God, met die naam Biliam, kry hy op 'n donkie. En weet wat is my so pragtig? Al werk God deur 'n dier, al werk hy deur omstandighede, as jy jou wil seën, gaan jy jou seën. Wat daai donkie sien, dat die baas, die man wat jare al op hom ry, met die naam Biliam, gaan sterf vandag, want die engel van God rig God op. As jy Israel wil vervloek, dan sal jy sterf. Dis wat hy eintlik vir hom sê. Hy sê, moet hom nie gaan vervloek nie, maar gaan seën Israel. So, wanneer iemand teen jou opstaan, al gebruik God 'n donkie,
'n engel wat in die pad in die weg staan van daai vloek, kind van God, sal God dit afweer. Biliam se hart wat nie baie suiwer was nie, want hy was 'n waarsêer ook, wou baie graag hierdie klomp geld kry en hy het geweet, as hy vir Balak net gaan en hy vervloek het Israel, woorde het krag. In die geesteswêreld moet eers in orde kom voor iets in die vlees gebeur. Hulle het dit baie mooi verstaan. Sê God, jy sal Israel nie vervloek nie. Die oomblik toe hy sy mond oopmaak om te vervloek, toe seën hy Israel. So ek wil vandag vir jou sê, ek spreek die seën oor jou uit. En as jou vyande teen jou opstaan, dan sê die woord ook, hy sê die volgende ook, selfs jou vyande sal jou seën. Maar ook sê die volgende, hy gee vir jou die wapen, met ander woord, Jesaja 54, dat die Here God sê, jou vyande sal selfs oor hulle val. So jy staan op die woord van God vas, want die woord van God is die waarheid. En daarom staan ek net op die woord. Wie beskerm ons? God. En wie stel hy aan? Wat hy wil, of dit engele is, of die Heilige Gees teenwoordigheid in ons, en of hy 'n donkie gaan gebruik, en of hy kraaie gebruik om jou te voed, en kind van God, of hy wat ook al gebruik, wat hy 'n vis gebruik het, om Jona in plek en lyn te kry, sal God besluit wat gebruik hy in jou lewe. Maar wat is belangrik? Vat die woord, en lewer dit en kwoteer dit. Seën selfs jou vyande, sê Romeine 12, want die oomblik wat jy vervloek, het jy saad in die grond ingesit, so jy vervloek hulle, maar jy kry daai vrug terug. Want die woord sê, weer eens Spreuke 18:21, ons lewe van die vrug van ons tong. So jy kan nie bekostig om ooit, kind van God, mense te vervloek nie, seën hulle, want dan kry jy die seën terug. Ingedruk, opgestop, tot toelopings toe vol, want hy sê, hy oordeel ons in Lukas 6, vers 38. So ek en jy staan in daai oordeel wat ons spreek en van ander sê, is wat ons terugkry. Wil jy 'n goeie oes terug hê? Spreek seën oor ander uit, nie om 'n goeie oes terug te kry nie, uit die diepte van liefde uit jou hart uit, omdat jy weet God het almal lief. Maar as ander jou vervloek, presies wat Sanay nou gelees het, dan gaan jy terug na Spreuke toe. Spreuke 26 vers 2. En jy sê, Here, dit wat hulle kinder uitspreek, praat oor my, gaan nie landingsplek by my kry nie. Dis soos 'n voeltjie wat swadder, hy moet teruggaan. Hy fladder hier rond by my, maar hy kan nie landingsplek by my kry nie, want ek jaag hom weg. Ek jaag hy vloek weg. Waar gaan hy heen? Hy moet terugvlieg waar hy vandaan kom. Hy gaan sy eiers daar lê, hy gaan sy nes daar maak, en daar gaan hy uitbroei. En die ou wat die vloek uitgestuur het, sit met daardie vloek. Nie ek nie, want ek stel nie in vloeke belang nie, maar in die seën van die lewende ware God. Wat deel ek uit? Ook seën. So ek mag nie haat nie, ek mag nie vervloek nie, want nou sê Matteus 5 iets baie interessant ook. Hy sê baie duidelik vir ons in die bergpredikasie, jy mag nie eens vir iemand sê raak kan nie, want dan gaan jy oordeel in die hel wees. So ek mag niemand vervloek nie. Ek mag nie sleg praat van iemand nie. So ons seën almal en ons wees vir almal lief. Ek maak self baie keer die fout om partykeer iets te dink van iemand en in 'n stadium te voel, maar hierdie ou was nie regverdig nie, of wat hy nie doen is nie reg nie. Ek het nie reg om dit te doen nie, God het alleen daai reg. Jy het nie reg om dit te doen nie, maar ons het die reg om mekaar te bid, want ons moet die hel leeg kry, die hemel vol kry, en ons moet siele wen vir God. Kind van God, die Here is vir jou lief, maar onthou weer eens, baie van die vloeke en dinge wat op ons paaie kom, is omdat ons nie in die beskerming van God lewe nie, omdat ons nie getrou die woord spreek nie, omdat ons die vloeke baie keer aanvaar en sê, dis 'n bloedlynvloek, ek het 'n bloedlynvloek, ek het 'n gees in my huis, ek het hierdie vloeke in my huis, iemand moet eers my huis kom salf, terwyl jy die huis kan salf en die Here vir jou sê, jy's vry, want as jy Jesus aangeneem het, wie maak jou vry? Jesus, nie die pastoor, nie die ou wat die bevryding kom doen nie, maar Jesus alleen, en jy het alle reg om direk te bid tot die meester, wat jou huis en jou lewe vry maak en skoon maak, sodat jy skoon kan lewe, maar kind van God, dan moet jy in die wil van ons God leef. Kom ons bid saam, en hierdie vroeë oggendwoord wat jy ontvang, mag jy super net geseënd wees in dit, en ek gaan nou in die eerste plek gaan ek vir Sanay, nou sê ek vir Sanay vra, sy gaan bid, sodat jy in geloof kan staan, en William Paul gaan vir ons kom afsluit, tot eer van die lewende ware God, en ek dank die Here, elke Sondag, 7:00, kry jy hierdie woord, kort en kragtig, terwyl jy op pad is kerk toe, of terwyl jy kind van God op pad is werk toe,
kan jy elke ons 7 uur, as jy kort woord kry, sterk staan in die Here en vashou. Onthou weer eens die woord vandag, jy aanvaar die vloeke, skinder, ondermynings, mense wat vinger wys nie, maar die liefde van ons God, dis wat belangrik is. En ek eer die Here vir jou, ek eer die Here God, dat jy vas staan in geloof. Onthou, weer eens, besoek ons website, www.1minmetjesus.co.za en besoek ons app, laai die app op jou foon af en kry die woord elke dag tot eer van ons God. Sal jy bid vir ons en elke vloeke ondermyning afsny en dan kan William Paul vir ons afsluit. Prys die Here. Amen. Ja, kom ons bid saam. Here, baie dankie Vader vir elkeen wat vandag na hierdie woord geluister het, Here God. En ek kom bid oor elke liewe kind van U, Here. Die skrif in Jesaja 54 wat sê, geen wapen wat teen my opgerig word sal enigiets uitvoer nie. En die wat my aanval sal oor my val, Vader God. In die naam van Jesus Christus kom ons, Here. En elke ondermyning, projektering, skinder, oordeel, jaloesie in die naam van Jesus Christus, sny ons dit af en ons stuur dit terug van waar dit kom, Here, sodat harte tot ware bekering kan kom, Here Jesus. En ek bid vir elke kind van U Vader om aan te hou volhard tot die einde toe, Here Jesus. U sê in Jakobus, in volharding kweek geestelike rypheid. En ek bid dit vir elkeen van ons, Vader God, Here. Ons eer U dat U so goed en getrou is. En ek seën elkeen, Here, in die naam van Jesus Christus. Ek bid vir elkeen, Vader, vir 'n oormaat van geloof in Jesus naam. Amen, amen en amen. So, ek gaan ook net vir ons bid. Here, ons dankie dat U woord lewendig is en kragtig is, Here, en dat U woord skerper is as enige tweesnydende swaard, en U maak skeiding, Here, tussen murg en been, en tussen siel en gees, Here, en ek wil kom bid, laat die valsheid, dat die leuns afgesny sal word van mense af, en dat die waarheid sal inkom, Here, en ons eer U, dat die woord vir ons lewe in ons insit, Here, en ek dink weer aan Dawid se woorde, wat sê, U wet, U woord, Here, is soeter as heuning, en is kosbaarder as fyn goud, Here, en ek bid dat ons elkeen daai waarde sal besef, en dat ons U woord sal proe, Here, en dat ons na dit toe sal hardloop, en nie na mense en na lerings toe nie, maar na U woord toe, in Jesus Christus naam, amen. Ons groet jou, en ons spreek die seën van die Here oor jou uit, en mag alles wat jy doen voorspoedig wees, en hou vas aan Jesus.